Goeienaand vriende, ek is bly dat u vanaand hier is. Dit was 'n wonderlike dag. Altyd wonderlik om so onder die geklank van die woord te kan sit en die Here toe te laat om met ons te praat, om met ons te werk. En ek wil graag vanaand 'n paar dinge met u graag deel. Maar kom ons sit net eers so, dan maak ons oë toe en dan vra ons die Here se seën en ons vra dat die Here vanaand met ons sal besigheid doen. Terwyl die oë toe is, wil ek u graag iets vertel. By geleentheid het Noag die duif uitgestuur. Die Bybel sê hy het hom 3 keer uitgestuur. En die eerste keer het hy die duif uitgestuur en daardie duif het teruggekom met niks. Hy het uitgegaan en hy het weer teruggekom. En die tweede keer toe stuur Noag weer daardie duif uit en hy kom toe later terug met 'n groen blaartjie. En die Bybel sê die derde keer toe stuur Noag die duif uit en die duif het glad nie teruggekom nie. En ek wil vanaand vir u sê dat die hemel stuur vanaand die duif van die hemel na hierdie saal op samekoms, die Heilige Gees. Die Heilige Gees, die duif van die hemel. En ek wonder as ek dit nou vanaand van toepassing moet maak op hierdie verhaal van Noag. Ek wonder of die duif van die hemel vanaand teleurgesteld terug gaan keer hemel, omdat daar in 'n hart niks gebeur het nie. Niks plaasgevind het nie. Sal dit nie wonderlik wees as die hemele vanaand, die duif van die hemel, die Heilige Gees stuur en hy gaan terug hemelwaarts met 'n groen blaartjie en sy, met respek gesê, in sy bekkie. Wat praat van daar het 'n geboorte, daar het nuwe lewe plaasgevind. Daar is iemand wat in daardie saal op die woord gereageer het. 'n geboorte, 'n wedergeboorte het plaasgevind, wat praat van lewe. En daardie lewe is geregistreer in die hemele, want elke wedergeboorte op aarde word daar aangeteken. Maar weet jy waarvoor het ek gebid? Ek het gesê, Here, dit is wonderlik as die duif van die hemel elke keer terugkeer met 'n blaartjie in sy bekkie. Dan sal dit nie wonderlik wees as die Heilige Gees glad nie terugkeer hemelwaarts, wat dan ook die boodskap deurgee dat hy 'n staanplek, 'n volle staanplek in 'n hart en in 'n lewe gekry. Dis tog waaroor alles gaan. Dis tog waaroor die lewe gaan, dat die Heilige Gees van God volle beheer oor jou en oor my lewe wil hê. Ek wonder of jy hom gaan toelaat. Wil jy nie daar waar jy sit net vanaand sê, Heilige Gees van God, ek wil vanaand vir jy 'n kans gee, ek wil vir jy 'n regverdige kans gee. En om dit te kan doen, moet jy jou kringetjie om jou trek en vir die Here sê, Here, vanaand sal dit gaan oor my en u. En wat u ook al vanaand vir my gaan sê, gaan ek doen. Ek wil aan u gehoorsaam wees, net vir hierdie rede, sodat die Heilige Gees van God volle staanplek in u lewe kan kry. Sal jy hom dit vra? Daar waar jy sit, sal jy dit nou, gaan 'n paar oomblikke van doodse stilte gee. Praat u met hom, doen met hom besigheid. Here Jesus, wat 'n voorreg het ons nie om vanaand net so voor u te kom buig, net om vir u te sê, ons het vir u nodig. Om vir u te sê, Here, hier is my lewe. Ek sit hier met 'n oop hart, met 'n ontvanklike hart. Dit is so wonderlik wanneer ek dit lees daar in Handelinge, dat u het Lydia se hart geopen om die woord te verstaan, om dit te ontvang. Open vanaand 'n hart
vir die woord. Maak daardie toehart vanaand oop. Heilige Gees van God, U kan dit doen. Met daardie persoon se samewerking, sy vanaand of sy daar sit en sê, Here, ek wil my hart oopmaak. Ek wil U vanaand kans gee. Alles te doen deur mekaar in my lewe, Here, dankie dat ek hoor vanaand, as die Heilige Gees beheer vat, as hy 'n volle staanplek vir sy voet in my lewe kry, dan het hy nie nodig om terug te keer hemelwaarts nie. Hy gaan sy woning in my hart kom maak. Here, dankie. Dankie vir die woord. Ek wil bid dat U die woord sal eer. Dankie vir die voorreg dat ons die woord mag hê, vir die wassende effek wat die woord op ons lewens het. Dankie dat die woord ook 'n spieël is. Ons gaan vanaand, U gaan deur die werking van die Heilige Gees die spieël hoog oplig, sodat elkeen hom of haar duidelik en daardie spieël kan sien. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou vriende, die naweek is amper iets van die verlede. Ek kan nie glo hierdie naweek is so vinnig verby nie. Daar's so baie dinge wat ek graag met u wou deel. Maar u moet my toelaat, ek sal binne my tyd bly, maar ek wil graag ietsie vir u verduidelik. U sien, wanneer 'n mens weergebore word, dan is dit 'n groot werk wat God die Heilige Gees in jou hart kom doen. En dit beteken dat 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom, as iemand in Christus is, as hy of sy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verbygegaan, dan sê hierdie woorde, kyk, alles het nuut geword. Weet jy wat is die probleem in mense se lewens, en baie kinders van die Here se lewens, en dis waarvoor die wêreld vir die kerk uitlag, en ook vir mense wat getuig dat hulle kinders van die Here geword het, want hulle sien nie dat hulle met sonde gebreek het nie. Weet jy wat doen ons? Kyk gou hier. Ek het nou vanaand vir jou 'n nat tak gebring, ons knak met sonde, ons maak so met sonde. Is dit wat die Bybel sê? Kan ek vir jou wys wat bedoel die Bybel as hy sê dat, as ek en jy kom by sonde, wat moet ons doen? Hy wat sy sonde bely, wat beteken bely? Hy wat sy sonde voor die Here bely en jy moet iewers in jou lewe kom waar jy met sonde breek. En alvorens jy nie met sonde gaan breek nie, sal jy nooit met die Here kan deurgaan nie, jy sal nooit na die lewende verhouding met die Here kan staan nie, want jy sien ek en jy breek nie met sonde nie. As die Heilige Gees met dinge en oor dinge in jou en my lewe praat, dan is ons bereid, Here, ek sal daarmee knak. Maar breek, sien ek nog nie kans daarvoor nie. Daarom moet jy bid. En dit is hoekom, vriende, baie mense, en mense hou nie van hierdie woord nie, ek weet dit is nie 'n baie kansel woord nie, maar baie mense sit met 'n misgeboorte in hulle geestelike lewe. 'n Misgeboorte, daar was so ietsie wat plaasgevind het, maar dit is nie regtig wedergeboorte nie. Hulle sal aan daai ding vashou, maar hier's nie regtig lewe hier nie. Hoekom? Net die rede is omdat jy nie bereid is om met sonde te breek nie. Jy is bereid om daarmee te knak. Jy is bereid om met daai sonde in jou lewe te fitroetel. En daai, hoor gemooi, die Bybel sê, hy wat sy sonde bely, dit gaan saam met berou, en laat staan. Breek daarmee. En as jy nie gewillig is, dan sê jy in hierdie konferensie, al vat dit jou 'n nag, om te sê, Here, help my met daardie klein jakkalsie in my lewe te breek. Met daai sonde. Jy weet mos, dit is vir my so wonderlik. Ek sê altyd, dat gee die ding in jou lewe naam. As mense ook bid, dan bid so in die lig en so in die, dan sê ek, wag, gee hom 'n naam. Dat die Here ook weet waaroor jy praat, want ek weet nou nie, en ek dink jy weet ook self waarna jy verwys nie. Sê, gee hom 'n naam. Here, vanaand as die Heilige Gees met jou praat, gaan 'n paar dinge vanaand vir u noem. Dan sê Here, hoor gemooi, die Heilige Gees pinpoint. Hy druk sy vingers so op jou hart en in jou lewe. Jy sal presies weet, hy sal ons in die voorwaar, jy sal weet, dis waaroor hy met jou praat. En dan sê Here, help my om met daai ding te breek in my lewe. Ek het gisterand, en ek wil net dit gaan weer dit opnoem, want ek weet my tyd is nie baie nie. Die konferensie is môre iets van die verlede. En ek het gisterand gepraat oor kyk dan uit broeders. En gepraat oor die vervulling met die Heilige Gees. En ek het 'n stelling gemaak deur te sê dat daar's 'n groot verskil tussen die inwoning van die Heilige Gees en die vervulling met die Heilige Gees.
En ek wil net vanaand 'n ander beeld gebruik om dit vir jou verstaanbaar te maak, dat as jy hier weggaan, moet jy duidelik weet, dis twee ondervindings. Die een se naam is wedergeboorte, en die ander se naam is, dis ook 'n ondervinding. Jy sal weet, ek het 'n behoefte daaraan, die Heilige Gees berei 'n mens hart voor, en jy sal weet, jy het 'n dieper werk nodig in jou geestelike lewe. Dis 'n definitiewe werk van die Heilige Gees, ook deur die geloof, beides deur die geloof. En dit is die vervulling met die Heilige Gees. Wat is die verskil? Kan ek dit net vanaand vir jou weer dit so verduidelik? As ek weergebore word, hoor gaan mooi, hy sê in Openbaring 3 vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand sy hart se deur oopmaak, sal ek ingaan en dan saam met hom maaltyd hou. Met ander woorde, met wedergeboorte, kyk nou mooi, mag dit in jou hart, ek praat nou vanaand kinderkraanstaal nie, dan het jy maar 'n ou kamertjie van jou hart, 'n kamertjie vir die Here Jesus gegee. Ek het hom ingenooi in daai kamer. En in baie mense se lewens, na baie jare, het Jesus net daardie ou kamertjie. Jy sien, dit is soos wanneer ek iemand innooi in die huis, ek laat hom net daar by die voorportaal. Miskien daar tot by die sitkamer gedeelte, maar die gang af en na die kamers toe, nee, Here, ek wil nie hê, jy moet daar nie eers naby daai kamer kom waar 'n rekenaar staan, nie eers daar, nee. Here, jy is net welkom daar nie. Is dit hoe dit in jou lewe gaan? En dan stadig maar seker, dan kom jy later agter, maar weet jy, dis al waar die Here Jesus is, daar is, dit voel, weet jy, daar moet iets meer, dieper in die geestelike lewe wees, dan kom ek by daai plek, waar ek vir die Here sê, Here, weet jy, ek het hier nou net die voordeur se sleutel gegee, en ek het hier net reg gegee tot daai deel van my lewe, maar hier kom ek. Vriende, as jy nou my bossleutels moet sien van die kerk, ek weet presies, dit is so bos, dit lyk so stronksleutels, maar ek weet presies wat is sleutelpas op wat is slot, dit is so bos. En ek het dit eendag gedoen, hierdie illustrasie het ek fisies gedoen, en ek het vir die Here die dag toe nadat ek die kerk klaar gebou het, en alles wat ek moes gedoen het, vat ek daai bossleutels en sê ek, Here, hier is alles, en ek gee dit so, vat dit. Elke kamertjie, en dit is wat beteken wanneer ek vervul word met die Heilige Gees. Ek gee die bossleutels van my lewe so vir hom. Here, tot in die agterste kamertjie is u welkom. U kan in hierdie huis stap net waar u wil, in hierdie lewe hoe u wil en wat u wil doen, want u het beheer. Mag ek vanaand vir jou vra, waar is hy? Net in 'n kamertjie. Ek laat hom toe net in hierdie kamertjie. Of kan jy vanaand sê, Here, hierdie bossleutels. U kan inkom by die voordeur, by die kantsydeur, by die agterdeur. U is op elke plek in my huis, is u welkom, in my geestelike lewe. Dis wonderlik om dit te weet. Wat is die verskil tussen 'n stroompie en 'n rivier? Dis presies wat die verskil is tussen wedergeboorte en die vervulling met die Heilige Gees. As jy wil weet wat is die vervulling met die Heilige Gees, en dit wil verstaan, dan gaan lees jy Josua 3. As die Jordaan afgekom het, en oor sy walle gestoot het, dan was daar vrug. Dit is wat beteken wanneer vervul word in die Heilige Gees. Daar's 'n oorstroming wat hier binnekant plaasvind. Hy gaan bo die walle en dit bring vrug na vore. Is dit wonderlik nie? Ek wonder as ek nou vir u die uitnodiging moet maak en ek kyk hier mooi in die oë en jy moet vanaand eerlik wees met die Here. Het hy net 'n kamertjie? Of behoort die huis aan hom? Paulus in 1 Korintiërs 3:16, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, en dat hy daarin wil woon? Blaai saam met my na Johannes hoofstuk 4. Johannes hoofstuk 4, en by hierdie geleentheid wil ek graag vanaand met jou 'n bietjie praat oor hierdie fontein, en jy moet jou Bybel oophou, want ek gaan 'n paar fonteine vanaand vir u noem, en daardie fonteine stel jou en my lewe voor, en ek het gewonder terwyl ek voorberei het, hoe lyk jou lewe, wat 'n fontein sal u lewe voorstel? Dit is altyd wonderlik, ek doen dit in my eie geestelike lewe, ek is baie eerlik met die Here as ek die woord lees, want die woord is die spieël, en dan sê ek altyd, die Here, wys vir my, hoe lyk my lewe? In Johannes 4, kom die Here Jesus, en die Bybel sê hierdie woorde, en dis baie interessante woorde hierdie, en hy moes deur Samaria gaan. Hy moes.
Hy het nie nodig gehad nie. Hy was op pad Jerusalem toe en toe sien hy die bordjie Samaria en toe draai hy af. Hy sien die bordjie en die Bybel sê hy moes deur Samaria gaan. Weet jy hoekom? En hy ontmoet daar 'n ou vroutjie by daardie put. En daar's 3 dinge, jy kan maar hierdie verhaal gaan lees, daar's 3 dinge wat hierdie vrou nie geweet het nie. Eerstens het sy nie geweet wie dit was wat met haar praat, dat dit die Here Jesus was nie. Die tweede ding wat sy nie geweet het nie, sy het nie geweet wat was dit dat wat die Here Jesus haar aanbied nie, die lewende water. Maar daar's 'n derde ding en ek wil hê jy moet daarmee rekening hou vanaand. En sy het nie geweet dat dit die laaste keer is dat die Jesus deur Samaria gaan nie. Sy sal nooit weer Jesus sien nie, sy sal nooit weer sy stem hoor nie. Hoe weet jy vanaand wat hier sit, dat dit nie miskien die laaste keer is wat jy sy stem hoor nie? Hy het afgedraai. Hy was op pad Jerusalem. En hy gaan daar deur en ontmoet hierdie vrou en ek lees van vers 5 saam met jou. Jesus kom by 'n stad van Samaria wat Sigar genoem word, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. En die fontein van Jakob was daar. Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. En dit was omtrent die 6de uur. En ons was om by middag, so by 12 uur middagete se kant. En daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. Let nou op Jesus se manier, sy aanknopingspunt met hierdie vrou. Daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. Jesus sê vir haar, gee my water om te drink. Sy roep dit uit, gee my water om te drink. Want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u wat 'n Jood is van my vra om te drink terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het en geweet het wie hy is wat vir jou sê, gee my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Kyk wat doen Jesus. Om daardie aanknopingspunt te kan kry, sê Jesus, geef my water. Jesus gaan nou vir haar iets aanbied, waarna sy 'n behoefte het. En Jesus gebruik hierdie woorde, hy gebruik 'n metafoor, hy sê, geef my lewende water. Die vrou sê vir hom, Here, u het nie eers 'n skepting nie, en die put is diep. Waarvandaan kry u dan die lewende water? U is nog nie groter as ons vader Jakob, wat die put aan ons gegee het, self daaruit gedrink, en sy seuns en sy vee. Hoor nou, hier kom die teksvers. Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Hoor gou mooi, wat wil Jesus vanaand vir u doen? Maar elkeen wat drink van die water wat ek met 'n hoofletter hom sal gee, wie sal dit vir hom gee? Kyk mooi wat sê hierdie vers. Wat ek hom sal gee, sal in der ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring. Wat opspring. Die een vertaling sê wat opborrel. Hier water is in 'n fontein, hy lê daaronder, maar in jou sal daardie fontein, sê Jesus, sal in jou binneste opspring, dit sal opstoot, dit sal opborrel tot in alle ewigheid. Hou jou Bybel asseblief vir my oop, want daar sekere teksverse wat u vanaand vir my en saam met my moet opslaan, sodat u self in hierdie spieël kan sien. Voordat ek by hierdie fonteine kom, is daar 3 dinge wat baie interessant is, wat ek graag vir u wil wys. Wanneer dit kom by Johannes 4, dan verwys Jesus na homself as die lewende water. En self as jy na Johannes 7 toe blaai, vers 37 tot 39, sê die Bybel, en dit was die laaste dag, die groot dag van die fees wat Jesus gestaan en uitgeroep het en gesê het, as iemand dors het, hoor hierdie uitnodiging, as iemand dors het, laat hom na my toe kom. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Jesus verwys na hom
Hy sê, wanneer jy hom aanneem as jou persoonlike verlosser en saligmaker, kan jy maar verseker wees, dat in jou binneste 'n fontein sal opspring, opborrel. Is dit nie wonderlik nie? So, nommer 1, hy praat en hy verwys na homself as die water van die lewe. Maar die Here Jesus verwys ook na die Heilige Gees as die water. Hy sê, vers 39, en dit het Jesus gesê, omtrent die Heilige Gees, hy het na die Heilige Gees verwys, hy sê as die Heilige Gees kom, sal hy in jou lewe, in daardie lewe van jou, sal daar 'n fontein opspring, strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. En dit het Jesus gesê, sê vers 39, van die Heilige Gees wat sou kom, omdat die Heilige Gees nog nie uitgestort was nie. Maar wat ook my interessant is, jy met Jesaja 55 vers 10 en 11 gaan lees, dan verwys Jesus ook na die woord van God as water. En ek wil jou net vers 11 lees, hy sê, so sal my woord wees, vers 10. Dan sê Jesus, hoe sal sy woord wees? Hy sê, want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdaal, en die aarde deurvogtig, so sal my woord wees, wat uit my mond uitgaan. Is dit nie wonderlik nie? Jesus sê, wanneer ek en jy met sy woord te doen kry, nou ek en jy sy woord lees, sal sy woord soos water wees, wat die wassende effek op jou en my lewe het. Dis hoekom dit so belangrik is, dat ek en jy met sy woord moet gaan sit. Want hoor hoe mooi, die woord was skoon. Ek wil vanaand 'n paar fonteine vir u noem. En ek wil hê jy moet na die eerste fontein alreeds blaai. En ek moet nou ongelukkig baie vinnig deur hierdie, dis 'n hele paar wat ek graag vir u wil noem. En die eerste een, blaai saam met my na Genesis hoofstuk 37. Genesis hoofstuk 37, en hier word hierdie fontein vergelyk met 'n lewe. En ek wonder of dit nie miskien vanaand nog by hierdie konferensie, op hierdie stadium, u lewe voorstel nie. Genesis 37, en hier staan hierdie woorde. En u ken hierdie verhaal, dit gaan oor Josef se broers wat hom nou in 'n put gegooi het. En hoor wat sê die Bybel van hierdie eerste put. Wat noem die Bybel hierdie put? En hulle neem hom en hulle gooi hom in die put. Maar die put was leeg en daar was geen water in nie. 'n leeput. Jy sit vanaand mense voor my, en meneer, ek wil dit vir jou sê, en mevrou, ek moet dit vanaand vir jou sê, om eerlik met jy te wees, jy's 'n leeput. 'n leeput. 'n put sonder water. 335 km van Kimberley af is daar 'n plek, die put sonder water. Vanaand vir jou in die oë kyk, put sonder water. Hoor u mooi, jy moet hierdie vers gaan lees in jou stilte tyd. 2 maal, in 'n kort vers staan hierdie woorde, maar die put was leeg. Wat het Jesus gesê vir hierdie vrou? Hy sê, ek sal in jou binneste 'n fontein laat ontspring, wat tot in alle ewigheid, tot in alle ewigheid, daar sal 'n fontein ontspring, en hy sal ontspring en borrel, en daar sal water wees. Maar ewe skielik lees ek sommer vroeg in die Bybel van 'n leë put. Hy sê die put was leeg, en hy sê 'n tweede ding, hy sê in daardie put was daar geen water in nie. Kan ek vir die kenmerke gee van daardie persoon wat vanaand hier sit, die se lewe nog vanaand 'n leë put is. Dis iemand sonder lewende water.
Dis iemand wat hier sit sonder die inwoning van die Heilige Gees, wat die bron is van hierdie water. Dis iemand wat vanaand hier voor my sit, sonder die Here Jesus, wat nog nie in daardie hart sy woning kom maak nie. Meneer, jy's vanaand 'n leefbid. Daarom, omdat Jesus nog nie deel is van jou lewe nie, sit jy sonder lewende water. Weet jy hoe tragies is dit as die Here Jesus na jou lewe vanaand moet kyk en hy sien, hier sit 'n man, 'n jong meisie en 'n jong seun wie sy lewe nog hierdie leefpad is. Wat was sy bedoeling? Wat sê vir hierdie vrou? Ek wil hê jy moet elke keer onthou as ek hierdie pad noem, wat was Jesus se bedoeling met 'n pad? Sy bedoeling is sodat hy sê, die vrou sê, ons het hierdie put van Jakob, hy het vir ons water gegee, vir Jakob het self water gegee vir sy vee. Hoor gou mooi, water is juist daar om iemand se dors te les. En jy sien, wanneer ek 'n leeput is, kan ek niks vir Jesus beteken nie. Want niemand kan by hierdie put kom water drink nie. Niemand kan by hierdie put sy dors kom les nie. Hoor gou mooi, jou eie dors moet heel eerstens gelus word. Sy moet vanaand na die Here Jesus toe kom onder hierdie punt en net vir die Here Jesus sê, Here, ek het dors. Ek is soos hierdie ou vroukie, Here, hoor wat sê sy roep uit na Jesus, gee vir my van daardie water, dat ek tot in ewigheid nooit weer sal dors kry nie. Ja, my eie dors moet heel eerstens geles word. Wil jy nie vanaand, soos hierdie ou vroukie vir die Here Jesus kom sê, is my so mooi vers 15, Here, gee vir my van daardie water. Lees saam met my Johannes 4 vers 11, en ek noem vir jou 'n tweede punt. Johannes 4 vers 11 word die tweede put genoem. En toe Jesus nou vir hierdie vroukie die water voorstel, toe sê sy vir die Here Jesus, en althans Jesus vra vir haar van hierdie water, en hoor wat sê sy vir die Here Jesus. Die vrou sê vir hom in vers 11, Here, U het nie eers 'n skepting nie, en die put is diep. Put nommer 2 is 'n diep put. Want ons het nie eers 'n skepting nie, en hierdie put is diep. Hierdie put het wel water, let jy dit mooi op. Sy sê, Here, hier is 'n put, maar hierdie put se water lê baie diep. Wat het Jesus gesê? Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit hierdie fontein uitborrel. Maar hierdie vrou sê, Here, daar is water, maar hierdie water borrel nie op nie, Here. Dit kom nie na bo nie. Dis diep. Dit lê baie diep. Kan ek jou 'n bietjie vertel oor hierdie fontein van Jakob, as jy 'n studie wil gaan maak oor hom? Was 'n baie diep fontein. En jy het 'n lang tou nodig gehad met 'n emmer daaronder. En as jy van hierdie water wou skep, het jy bo gestaan en met hierdie tou die emmertjie laat sak tot daar heel onder wat jy dit voel. Nou raak hierdie emmer, raak die water, en as die emmer afgesak het tot heel onder, dan katrol jy weer daardie emmertjie met daai lang tou op. En as daar die water daar bo kom, hoor gemooi, dis helder water. Dis skoon water. En weet jy, menigte reisiger wat daar verbygegaan het by die fontein van Jakob, as hulle 'n tou gehad het, hoor gou mooi, hulle moes 'n tou gehad het, hulle moes 'n emmertjie gehad het, maar as hulle van daardie water kon drink, dit skoon, helder water, dan was hulle dors geles gewees. Maar die probleem was, jy moes 'n tou hê. En jy moes 'n lang tou hê as jy van hierdie water wou drink. En ek het vanaand van geestelike toepassing maak op u lewe. Baie kinders van die Here se lewens is soos 'n diep put. Ja, daar is 'n fontein.
Ewerste was daar 'n ondervinding gewees, kom ons noem dit wedergeboorte. Dis 'n bid met water, maar die water lê vlak. Nog steeds voldoen daai kind van God, daai man en daai vrou, daai jong meisie en jong man, nog steeds nie aan hierdie wonderlike belofte van Johannes hoofstuk 4. Die water wat in jou is, sal opborrel. Dit lê vlak, Here. Dit lê vlak. 'n Diep fontein, die kenmerk van daardie persoonslewe, van daai kind van God se lewe. Hulle trek nie mense na die Here Jesus toe nie. Wat sal iemand wil gaan soek by 'n diep put as hy weet hy kan nie daar water kry nie? Hoekom sal hy na daardie diepe toe gaan, daai fontein wat 'n water diep lê, as ek weet my dors word nie daar geles nie? Jesus se voorwaarde is dat hierdie put moet opborrel tot in ewigheid. Ek noem vir jou 'n derde put. En blaai saam met my na Spreuke 25. Daar word 'n derde put genoem, en jy kan miskien terwille van tyd net die skrifverwysing kan u onthou. Ek gaan hom vir u nou quoteer. Spreuke 25 vers 26, 'n troebelfontein en 'n vuile bron, so is die regverdige wat wankel voor die goddelose. Die derde fontein word genoem 'n troebelfontein. Die eerste fontein 'n leeput. Is jy vanaand 'n leeput? Die tweede fontein word genoem 'n dieput, 'n diep fontein. Die derde fontein word genoem 'n troebelfontein, so is die regverdige. Kan ek hierdie kenmerke net genoem? 'n troebelfontein se water is onsuiwer. Daar's baie kinders van die Here. Hulle is 'n fontein, hulle lewens stel hierdie fontein voor, maar die water is nie skoon nie. Die water is nie skoon en rein nie. Daar's 'n sekere woordjie wat die Bybel gebruik. Hy sê 'n kind van God, 'n kind van die Here wat met sonde speel in sy lewe, wat sonde toelaat in sy lewe, wat plek gee vir sonde in sy lewe. Hoor gou hierdie woord, herberg sonde hier binne. En solank jy sonde herberg, maak nie saak hoe groot daai sonde is en hoe klein is nie, ons gee ons grade aan sonde, groot en klein sonde, maak nie saak hoe groot of hoe klein daai sonde is nie. Laat ek vanaand vir u sê, solank jy dit herberg, is jy 'n troebelfontein. En solank jy daardie sonde herberg, sal dit, so Spreuke 25 vers 26 sê, 'n vuile bron wees. 'n vuile bron. En solank ek dit herberg, sê Efesiërs 4 vers 30, bedroef ek die Heilige Gees in my lewe. Noem vir jou die vierde fontein. Die vierde fontein, miskien moet jy saam met my soen te blaai en jy moet dit gaan lees in 2 Kronieke. Baie interessante verhaal, 2 Kronieke 32 van vers 3 en 4. Ek vertel die verhaal wat daar gebeur het. Jehoskia was die koning van Jerusalem en toe kom daar buitelandse magte, naamlik die Assiriërs, met Sanherib as leier om teen Jerusalem oorlog te maak. En wat doen hulle toe? Toe het Jehoskia saam met sy manne beraad gehou. Hulle het oorlogsplanne gemaak. Hulle maak planne. Hoe gaan ons hierdie magte kan verdryf? En hoor gou mooi, wat doen hulle met hierdie fonteine wat daar was? Weet jy wat 'n plan maak? Hulle gaan lees vers 3 en vers 4. Hulle het 'n vergadering gehou saam met die owerstes en met hulle helde. En hoor gou mooi, hulle het die fontein buitekant die stad toegestop. En my vierde fontein wil ek vanaand noem die toegestopte fontein. Toegestop.
As 'n fontein se oog toegestop is, dan maak dit dat daar geen water kan uitkom nie. En dis wat hierdie mense gedoen het, hulle gesê as ons die vyand wil wegkry, want jy sien water is 'n noodsaaklike behoefte vir lewe. As ons hulle wil wegkry, kom ons maak net die fontein oop toe, ons stop dit toe. En baie kinders van God se lewens hoor nou mooi, dis 'n fontein. Maar die Bybel noem dit vanaand 'n toegestopte fontein. En 'n toegestopte fontein blokkeer die water. Blokkeer die lewende water. Weet jy wat is 'n toegestopte fontein? En daai pyplyn is daar 'n prop. Ek wil jou ware verhaal vertel. 'n sekere dorpie, buitekant hierdie dorpie was daar 'n dam wat hierdie dorpie van water voorsien het. En iemand het in die nag gegaan en hy het in daardie pyplyn het hy 'n prop gedruk, 'n swart prop, om te verhoed dat daardie water hierdie dorpie bereik. En die mense het die volgende dag die krane oopgemaak en kom hulle agter maar daar's nie water nie. En daar's lank gesoek, waar lê die fout? Hulle kry 'n posbus 'n briefie, iemand wat met die hand geskryf het, as jy na daai pyplyn toe gaan, jy kyk in daai pyplyn af, dan gaan jy 'n swart prop vind, wat verhoed, wat die blokkade is, dat die water die dorpie nie bereik nie. O, liewe kind van God, die lewende water, Jesus sê, lewende water. O, hy praat van opborrel tot in ewigheid. O, dit kan nie plaasvind nie, hoekom die fontein oog is toegestop, daar's proppe in. Gee daai prop vanaand 'n naam. Gee hom 'n naam, sê Here, in my lewe, waar gaan mooi mense is dors daar buite. Ons het dit in hierdie naweek gehoor, o, vriende, ons moet mense vir die Here Jesus wen, mense dors na Jesus, vertel my van Jesus, o, en elke keer kom hulle by 'n fontein, en daai oog is toegestop. Proppe, wat maak dat lewende water nie kan deurgaan. Ek hoor noem jou die 5de fontein. En ek kry hierdie in Eksodus 15 vers 32, waar die volk in die woestyn kom, en hulle kom by 'n plekkie met die naam van Mara. En hulle kom by daai fontein, en hulle is dors, en hulle wil water drink. En toe kom hulle agter, dis 'n bitter fontein. 'n bitter fontein. Daarom heet die plek Mara. En hierdie bitter fontein verwys na 'n kind van God wat vanaand hier sit, hoor gemooi, het ek die aandag? Verwys vanaand na 'n kind van God wat met bitterheid sê. Jy's 'n bitter fontein. Jy het 'n gesindheid in jou lewe toegelaat. En dit maak as ander mense wil kom drink van hierdie lewende water, dan sê hulle, Mara, hierdie fontein is bitter, as gevolg van haat, as gevolg van aksies, wrokke, onvergewingsgesindheid, wat ek in my lewe toegelaat het, en sonder dat jy dit agterkom, jy begin agterkom mense se reaksies, weet jy, hulle kom nie meer so gereeld hier by my nie. Hulle wil nie eers 'n bietjie meer met my praat nie, want hoor gou mooi, bitterheid hoor jy. Bitterheid sien jy. Kan ek vir jou 'n vers wys? Ek kom in Handelinge 8 vers 32. En Petrus sê aan die towenaar, Simon die towenaar sê hierdie woorde, want ek sien dat jy in 'n gal van bitterheid en bande van ongeregtigheid is. Hoor gou mooi. Jy sien die trekke. Jy kan dit maar wegsteek. Jy kan dit maar probeer wegsteek. Jy kan enigiets doen, bitterheid het net 'n manier om in jou oë te wys en hier by jou mond te wys. Daai kind van God. Ja, as 'n fontein. Eens op 'n tyd was daar lewende water gewees en daai lewende water het geborrel. O, dit was 'n oorstroming hier binnekant. Maar staan, die duiwel het gekom en het net iets het gebeur. Jy het nie gewip omdat iemand iets gesê het. Jy het iets in jou hart toegelaat en dit het omgesit in bitterheid.
En die sit vanaand hier, hoor wat noem die Bybel dit, 'n gal van bitterheid. Ek wil vanaand vir jou die raad gee, wat Paulus gee vir die Efesiërs gemeente in Efesiërs 4 vers 31. Hy sê die woorde, hy sê alle bitterheid, en woede, en toorn, en geskreeu, en lastering, moet van julle, hy praat met kinders van die Here, moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Wil jy nie vanaand erken en sê, Here, Mara, bitterheid. Ek is 'n bitterfontein, Here. Hoe lyk die lewe? Hebreërs 12 vers 15 sê, en pas op dat niemand in die genade van God veragter, dat geen wortel van bitterheid, hoor mooi, hy noem daai bitterheid, waar het dit begin? 'n wortel van bitterheid. 'n klein saadjie gewees. Ag, wat is dit? Wat is dit? Die ding wat ek toegelaat in my lewe, wat kan dit veroorsaak, hoor gemooi? Die duiwel het gemaak dat die fontein nie meer opborrel nie, maar het omgeskakel het in 'n bitterfontein. Weet jy wat is die oplossing? My so mooi wat Moses gedoen het. Hy gaan soek 'n stuk hout. En hy gooi dit in die water. En die Bybel sê die water het weer gesond geword, het weer soet geword. Daardie stuk hout verwys vanaand na die kruis van Jesus. Om die bitterfontein te omskep in 'n soetfontein, en ek vanaand die kruis van Jesus nodig. Waar jy sal kom kniel vanaand en sê, Here, ek moet dit erken. Ek sit met bitterheid in my lewe. Maar kom ek noem vir jou die 6 ene. Die 6de fontein word genoem in Genesis 26 vers 19. En sommer vroeg in die Bybel, in die boek Genesis, vind ons hierdie fontein. Hoor nou mooi, vers 19 van Genesis 26 sê, en terwyl die dienaars van Isak in die dal grawe, vind hulle 'n fontein, 'n put met lewende water. Ek wonder of die Here Jesus nie hierdie fontein in gedagte gehad het, toe hy daar in Johannes 7 vers 37 gesê het, as iemand dors het, laat hom na my toe kom. Ek wonder of hy nie gedink het aan hierdie vroutjie toe hy met haar gepraat het, aan daar die fontein in Genesis 26. 'n fontein van lewende water. Hoor gemoed. Die stormgejaagde siel soek 'n fontein met lewende, hoor nie met water nie, 'n fontein met lewende water. Dis waarin 'n moe en 'n afgematte siel heen vlug. Ek noem vir jou die laaste een. En jy moet saam met my blaai na hierdie een toe. Jesaja 58 vers 11. En hy word genoem 'n standhoudende fontein. My gebed is, as u môre hier wegry, ek wil hê met 'n belofte aan die Here kom maak en sê, Here, help my om 'n standhoudende fontein vir u te wees. Hoor wat sê vers 58. Hoe lyk 'n standhoudende fontein? Ek wil net terwyl jy soen toe blaai vir u sê, dis 'n fontein wat kosbaar is. Dis 'n waardevolle besitting vir enige persoon, vir 'n boer, 'n standhoudende fontein. Hoekom? Want daar is altyd water. Er mooi somer in, winterstyd in, enige tyd van die jaar. Jy sal water daar kry. Here, maak my lewe soos 'n standhoudende fontein, dat wanneer daar die pelgrim, wanneer daar die moe siel oor my pad kom, hy wat dors na die lewe, na die ewige lewe, dat hy maar kan drink, daar sal altyd water wees. 'n standhoudende fontein, hoor jy gou, hier is die kenmerk van hom. En die Here sal jou gedurig deur lei, en jou siel versadig in dorplekke, en jou gebeente sterk maak. En hoor mooi, jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is, en soos 'n fontein, waarvan die waters nooit teleurstel nie. Waarvan die water, ag Here,
As jy dit so bedoel het in Johannes 4. Toe jy dit vir hierdie vrou gesê het, ek sal in jou 'n fontein laat opspring. En daar die water van daardie fontein sal opspring, dit sal oorvloei. Dan sê ek, Here, waters wat nooit sal teleurstel nie. 'n Fontein wat altyd konstant lewende water. Lewende water, hoor gemooi, lewende water. Vars water, skoon water, helder water, soet water, Here, na vore bring. En die dorstige kan my drink. En hy kan my drink, en sy kan my drink. En hy sal nooit versadig word, het Jesus gesê. Kan ek vir jou die 7 fonteine noem? 'n leeppunt. Is jy vanaand 'n leeppunt? 'n leeppunt sonder water. 'n dieppunt. Here, as dit by my kom, het ek nodig om 'n tou en 'n emmertjie saam te bring as iemand water vra. Laat sak net eers die tou. Die water lê te diep. Was fout eintlik hier binne, Here. 'n troebelfontein, jy het sonde toegelaat. Troebelwater, vuil water. 'n toegestopte fontein, 'n bitter fontein, 'n fontein met lewende water, Genesis 26. En dan hier in Jesaja 58, 'n standhoudende fontein. Ek wil jou laaste vir jou van nog 'n fontein vertel. Mag nie saak hoe my lewe vanaand lyk nie. Wil ek jou voorstel in 'n fontein van Sagaria 13 vers 1. Sagaria 13 vers 1 praat van 'n geopende fontein. Daardie fontein verwys na Jesus, 'n geopende fontein. Daar sal dan 'n geopende fontein wees teen, hoor gemooi, teen sonde en onreinheid. Maak nie saak hoe my fontein lyk nie. Ek kan onder daai stroom kom staan. Weet jy wat is my so wonderlik? Men het daardie soldaat geweet, die dag toe hy langs die kruis staan, die kruis van Jesus. En hy die hoofde wou weet, is Jesus dood? En omdat hulle sy bene nie wou breek nie, toe besluit hierdie soldaat, nee, ek gaan maar net 'n spies deur sy sy steek. En toe hy daai spies deur sy sy steek, toe maak hy Sagaria 13 vers 2 vir jou en my waar. Daar sal vir jou 'n geopende fontein wees. Hy sal altyd oorbly. Solank daar 'n behoefte is vir die mens, sê Jesus, kom staan onder hierdie fontein. Hierdie fontein was van sonde en ongeregtigheid. Wat 'n fontein stel jou lewe vanaand voor? Wat 'n fontein? Leeffontein, troebelfontein, toegestopte fontein, wat ene? Sê dit vanaand regtig? Kom ons bid saam. Here Jesus, ons is so dankbaar vir u woord. Ons is so dankbaar dat die Heilige Gees hierdie teksverse in die woord gebruik, wat opgeteken is om ons te konfronteer. Om ons daar te bring waar ons onsself sien, want u wil met ons werk. U wil ons fonteine vanaand kom verander. Van 'n bitter fontein na 'n soet fontein. Van 'n toegestopte fontein na 'n oop fontein. As ons net wil toelaat. En nou, Here, ek sien maar net voor die kop. Maar u sien die krop raak, u sien nou die hart raak. En nou is die Heilige Gees besig om van sitplek tot sitplek, van hart tot hart te beweeg. En nou druk hy sy vinger en hy sê, meneer, jy is vanaand 'n toegestopte fontein. Jou lewe beteken vir my niks. By die werk beteken dit vir my niks. In jou gesin beteken dit vir jou niks, vir my niks. Hulle is dors. Hulle kan nie drink nie, want die fontein oog is toegestop.
sonde, proppe. Weet nie vanaand na die Here toe kom en sê, Here, ek wil hierdie proppe uittrek. Hoor mooi die fontein, Jesus sê, ek sal in jou binneste fontein gee, dat opspring, wat tot in alle ewigheid, hierdie lewende water, na vore sal bring. Dat die prop maak, dat die water nie kan uitkom nie. Ek gaan nie hierdie uitnodiging uittrek nie. Ek wil jy moet eerlik wees. Ek wil vanaand vir jou vra as die Here met jou gepraat het. Ek wil dit vanaand vir jou 'n bietjie moeiliker maak. En jy sê vanaand vir my, Johan, hierdie 7 fonteine wat jy genoem het, my lewe is een van hulle. Maar ek wil vanaand onder hierdie stroom, die 8ste fontein kom staan, hierdie geopende fontein, in die geloof wil ek daar kom staan, ek het reiniging nodig. Reiniging. As die Here met jou gepraat het, mag ek vir jou vra om op te staan, daar waar jy sit. Net op te staan. Dit is maklik, net op te staan. En te sê, Here, jy het met my gepraat. En ek moet dinge kom regmaak. Ek gaan net nog een keer vra. Hoe lyk die fontein? Hoe lyk dit? Gaan jy dit waag tot môre toe? Dat jy weer miskien dink, die Here gaan môre met jou praat? Wil jy nou vanaand 'n kans gee en sê, Here, ek kom staan in die geloof, onder die fontein van Sagaria 13:2. Hy word genoem 'n geopende fontein, teen. Al wat daai fontein doen, hy reinig. Hy was skoon. Wonderlik. Ek dank die Here so baie vir Sagaria 13:2, vir daai geopende fontein. Vra nog eenmaal, sal jy staan? Ek wil vir jou so graag insluit by hierdie gebed. Ek dank U, Here, vir elke persoon wat vanaand eerlik is met U. Wat vanaand sê, Here, ek het U nodig. My lewe is nie volgens U plan nie. U het bedoel dat my lewe 'n fontein moet wees. Eintlik is my lewe vanaand nog 'n leë put. Dit is leeg hier binne. Miskien is jy 'n kind van die Here wat sê, Here, die water lê diep. Ek vertrou U vanaand dat U vir my werk sal kom doen, dat daai water sal opborrel tot in ewigheid. Ag Here, ek vertrou U dat U die naprediker van U woord sal wees. Terwyl ons in hierdie stemming is, wil ek vir U vra, U wat staan. Niemand kyk rond nie, U wat staan, wil U nie hier deurstap, of net hier voor kom sit, die 2 hande, kom ons maak dit so, kom sit hier voor. Kom staan net uit, kom sit hier op hierdie voorste stoele, net hier. Ons gaan nou 'n lied sing, en dit gaan verander, terwyl ons hierdie lied gaan sing, ten slotte verander moed gee. Hulle het gesien hierdie eerste tree gegee. Hulle gaan ook om daar by U aan te sluit. Kom sit net hier voor. En dan vra ons die Here om vanaand vir U groot werk te doen. Here Jesus, seën elke een wat vanaand met U eerlik is. En ander wat hier sit, Here, wat weet, hy of sy moes hier voor gewees het. Terwyl ons hierdie lied sing, wil ek bid, Here, dryf hulle uit. Help hulle. Help hulle. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons sluit af met lied nommer 31, Heer, deur die bloed van die lam eens gestof. Reiniging nou. Reiniging nou. Ek wil vir U nooi. U wat daar sit, en U weet U moet hier sit. Ek wil U nooi. Alles in die hoeveelste keer mag nie sal. Dit gaan nie oor hoeveel keer nie. Dit gaan, ek soek die Here. Wonderlik. Ek soek die Here. Ek wil die Here met my groot werk doen voordat ek môremiddag hier weggaan. Daar's nog 3 dienste. Hoe lank wil die Here nog met U praat? Hoe lank gaan hy nog uitstel? Wat jou behoefte ook al mag wees, hoor hierdie lied. Heer,
Heer, die bloed van die lam eens geslag, reiniging nou, van al die skuld, Heer, kan ek ook verwag, reiniging nou. Heer, ek kom staan onder hierdie stroom. Kom staan, dan sing ons die eerste en die tweede versie van hierdie wonderlike lied asseblief. En jy kom, jy is welkom om te kom. Heer, deur die bloed van die lam eens geslag, reiniging nou, van al die skuld hier kan. Reiniging nou, swart en swart was my vroeër gewees. Dit was deur neerlaag ons stemmen bevrees. Nog op die woord staan ek nou weer die gees. Reiniging nou, van alle sonde waaroor ek steeds. Reiniging nou, ver weggeneem deur die bloed wat gesien. Volgens belofte ontvang U my nou, rein van die sonde sal U my behou. Reiniging nou. Ek wil toch weer soos 'n straal vir die vrou om die saal vir my saggies te verlaat. Ek gaan die seën uitspreek, vir die Here vra om saam met ons te gaan. Ek wil toch vir die vra, wanneer dit waag om daar uit te stap. As jy weet, dat die Here met jy gepraat het nie. Here Jesus, ek pleit U kosbare bloed oor elke siel vanaand hier. Ek wil vanaand vir die Satan sê, Satan, jy het geen reg op 'n siel nie. Die bloed van Jesus het die hoogste prys betaal. Ek vir ons toe, Here, wanneer ons hier uitstap, dat ons in hierdie stemming, 'n biddende stemming sal bly, dat ons sal bid, sodat die Here sal neerdaag. Ons bid dit in Jesus se naam.